Goeiemôre, Word Collective en familie, vriende, geliefdes, die wat die Here dien. Welkom, goeiemôre, elkeen wat nog nie die Here dien nie, jy is op die regte plek. Ons stel belang in jou hier by Word Collective en ons sal graag met jou wil gesels in hierdie oggend en uitreik na jou toe. Maar goeiemôre, welkom by ons in hierdie woord en dis 'n besonderse dag vandag, want dis Sondag die 16de Junie. Dit beteken, dit is jeugdag. So vandag is jeugdag en op ons prentjie het julle gesien ons praat met die jeug oor jeugdag. Maar vandag is ook Vadersdag. So welkom aan al die vaders, so welkom aan al die jeug wat saam met ons luister en dit is so lekker om jeugdag te kan vier en saam te kan jeugdag herdenk en te dink aan die kinders, maar in dieselfde tyd het ons Vadersdag. So wat 'n voorreg om op die Sondag 'n woord te bring, maar 'n woord te bring vir vaders, maar ook 'n woord te bring vir die jeug. 'n Woord te bring wat hierdie twee in mekaar het en dis 'n fenominale voorreg en ek vertrou dat jy onthou het dat dit Vadersdag is en al die kindertjies wat nog nie 'n kaartjie vir pappa gebou het nie, dis nou 'n goeie tyd om te hardloop en 'n kaartjie te gaan bou en net vir pappa te kan sê gelukkige Vadersdag. En ek sien my sussie sê hallo op die chatbox, goeiemôre Ansie, Ben, welkom by ons en ja, dis Vadersdag, my sussie was so goed vir my 3 minute voor die preek begin, het sy vir my boodskap gestuur en vir my gesê, ek moet onthou dis Vadersdag, so dis hoe familie jou toevou, maar ek het onthou, dis Vadersdag, maar dis ook jeugdag, en ek het 'n woord wat ek vanoggend vir ons wil bring, en die woord wat ek bring, glo ek, is deur vir my ingegee deur die Heilige Gees, vir jou en vir my, vir hierdie tyd waarin ons is, en die titel van hierdie woord is, manne van geloof en integriteit, manne van geloof en integriteit, en hierdie manne van geloof en integriteit kan net sowel vroue insluit, maar dit kan ook net sowel die jeug insluit, so manne van geloof en integriteit, en binne in die woord, wanneer ek die woord bring, sal julle hoor, dat ek het nie vergeet van jeugdag nie, ek het met die jeug in gedagte hierdie woord voorberei, en ek vertrou dat die Heilige Gees jou gaan help om dit te hoor, so wat jy dit moet hoor daar waar jy is. So, welkom aan almal, hallo Alma en Wessel, daar ver van die Noord-Kaap, welkom aan elkeen in hierdie oggend. En vanoggend vra ek jou, gaan kry vir jou nagmaal elemente asseblief. Ek gaan dit nie nou doen nie, ek wys net vir jou, ek het my nagmaal elemente, dankie liefie, dat jy my nagmaal elemente vir my gebring het. Ons gaan vanoggend nagmaal hou, en as jy moet hardloop om nagmaal elemente te gaan haal, is dit 'n goeie tyd om nagmaal elemente te gaan haal en nagmaal elemente voor te berei vir hierdie oggend vir elke persoon. En al wat ek nodig het om nagmaal te gebruik, is ek moet Jesus Christus aanneem as my verlosser en saligmaker, want hy is die nagmaal. Hy is die liggaam gebreek vir ons, hy is die bloed gestort vir ons, vergifnis van ons sonde, en as ek nagmaal wil gebruik, moet ek indruk by Jesus Christus. So dit beteken om die voorwaarde in aanhalingstekens om nagmaal te gebruik, en ek kan niemand keer wat nagmaal wil gebruik wat nie Jesus Christus ken nie, dis nie my voorreg om vir jou te sê nie of nie, maar die woord vertel ons dat het gaan oor Jesus Christus aanneem as verlosser en saligmaker, en elke persoon wat Jesus Christus aangeneem as verlosser en saligmaker, en dan die geleentheid om vanoggend saam met ons nagmaal te gebruik, en daar's nie 'n ouderdomsperk daar nie, as iemand hulle hart vir Jesus gee, as wedergeboorte vind plaas wanneer 'n persoon self besluit, ek wil Jesus Christus aanneem, en ek het vriende vir wie dit bonatuurlik in die gees in hulle geval het, terwyl hulle klein kindertjies was, en dis so 'n voorreg, maar jy weet dat Jesus Christus die inwonende Godheid is, wanneer jy nagmaal gebruik, en ons gaan nou nagmaal gebruik, so gaan haal asseblief jou elemente, indien jy nog nie nagmaal elemente het nie, maar kom ons begin, en ek wil begin in hierdie preek voordat ek bid, want wanneer ek bid wil ek die nagmaal ook hou. So voor ek bid wil ek net, terwyl almal nagmaal elemente gaan haal, wil ek net sê, dat ek het die voorreg om 'n pa te kan wees. Ek het die voorreg om te verstaan en te weet wat dit kos om 'n pa te wees. En wat dit kos aan liefde, ontvang, die voorreg, die totale voorreg om 'n pa te kan wees. En ja, mense vra altyd vir ons, het julle kinders? Nog niemand het ooit vir my gevra, het jy 'n kind nie? En dan antwoord ek altyd, ja, ons het 'n kinders, en die helfte van die tyd dink die mense, ek het gesê, ons het 8 kinders, dit sou nogal baie cool gewees het,
sou by my gepas het, maar ek het nie 8 kinders nie, ons het 'n kinders, en ja, ek het 'n vuurtjie wat hier langs aan brand, dis kom ek nie 'n jas aan het vanoggend nie, ek het 'n vuurtjie, so as jy die vuurtjie hoor saamgesels hier aan die kant, verskoon dit, ek het 'n vuurtjie aan die gang hier in die kantoor, maar ek het die voorreg om 'n pappa te kan wees, en ons dogter is nou al groot, sy woon in New York, en sy is 'n professionele persoon, maar dis 'n voorreg om 'n kind in die huis te hê, en saam met 'n kind groot te word, en ek wil vir jou kom vertel, en kom sê, dat ek het van my vaderskap elemente, van dit wat ek moes doen, as 'n pa, het ek geleer in die woord, maar ek het ook van dit, in die woord, en my trust het al swaard, en ek weet jy het jou swaard by jou, maar ek het ook van die goed geleer, by ons kind. Daar is 1 of 2 kere, wat sy net by my kom sit het, en vir my iets gesê het, wat ek geweet het, dis eintlik die Here wat nou deur haar praat, sonder dat sy het weet, maar dis die Here wat deur haar met my vader hart praat, want ons raak partykeer net so besig met al die goed om ons, en ons raak partykeer besig met die goed van die kerk, en ons is so besig met die goed van die kerk, dat ons nie by die Here uitkom van die kerk nie, en dan, wanneer dit so gebeur, dan kry ons afstand tussen ons en die mense om ons, wanneer ons te besig is met goed, wat ons glo klink cool, maar dis nie uit Vader se hand uit nie, en so moes ek self, en ek kom en ek bely dit, ek herken dit voor jou, self goed leer by ons dogter, wat sy net op my skoot kom sit, en vir my goed sê, en dan weet ek, Here, ek moet hierdie gaan herbesoek, hier's iets in my lewe, wat ek moet gaan verander, hier's tyd wat ek anders moet gaan toepas, en ek wil elke pappa kom aanmoedig, om tyd te maak vir jou kinders, om seker te maak, dat op hierdie Vadersdag skep jy tyd vir jou kinders, om op jou skoot te sit, en as jy nie 'n hek, of 'n drukkie, of 'n hou vas pappa is nie, probeer dit vir een keer, ek se vat mense, ek hou daarvan, om mense te groet, en te hou vas, en met hulle te gesels, en ek wil jou kom aanmoedig, om as jy nie 'n vat mens is nie, raak net so bietjie aan jou kinders, raak aan hulle, laat hulle toe om op jou skoot te kom sit, laat hulle toe om met jou te kom gesels, en ek weet, toe ons kinders was, ons ouers het ons met die hand gegroet, toe ons gebore is, gesê, want 'n pa het nie sy seun gesoen, en al die goed nie, maar daai tyd's verby, ons lewe in 'n ander tyd, en al daai goed is afgesny, en is gister, so, ja, vanoggend erken ek, die vaders, elke papa, elke vader, wat saam met ons luister, wat agterna luister, ons kom gee erkenning vandag op Vadersdag, dankie vir jou bydrae tot die koninkryk van Christus, en dankie vir jou bydrae in jou gesin, ons weet, 'n pa het 'n posisie van koning, priester en profeet, wat hulle moet instap, en ja, mamas, ek weet, daar's party van julle, wat dit ook doen, want die papa is daar, maar die papa stap nie in sy posisie van koning, priester, profeet nie, en 'n koning is iemand wat in 'n huis kan sê, Boeta, sissa, dis wat ons doen in liefde, dis waartoe ons gaan, dis die fokus, dis die visie, dis waartoe hierdie gesin gaan, dis hoe ons God gaan volg, dis wat ons gaan instap. Die priester is iemand wat woord vat, wat woord bring, wat seker maak ons bly by die woord, en die profeet is iemand wat gaan luister by God, en profeties kom inspreek in die gesin vir dit wat God se uitkoms is, wat ons nie sien nie, want dis nie om ons nie, maar dis wat God vir ons in gedagte het, en sy gesin te kan fokus, en elke papa, wat sy koning, priester en profeetskap instap, en doen in sy huis, kom en ek eer jou in hierdie oggend, maar dis ook jeugdag, en ons wil vir die jeug kom sê, ons bid vir julle, ons is opgewonde oor die jeug, ons hoor fenomenale goed oor die jeug, ons hoor fenomenale goed oor die jeug, daar's nie net allerhande slegte goed nie, ja, daar's mense wat loop en vertel van hierdie generasie en dit en dat, is maar net omdat hulle nie soos ons is nie, nou staan ons teen dit, maar die goed wat ons hoor van die jeug, hulle opgewondenheid vir die Here, hierdie generasie is nie snaaks of weird nie, hulle is lief vir die Here op 'n totale ander vlak, hulle instap in die gees in is op 'n totale ander vlak as wat ons gewoond is in ons tyd, daai distance is baie kleiner, en die wat Jesus Christus aanneem en besluit om in te stap, die Heilige Gees is so getrou en regverdig dat hy daai afstand so kort maak, dat hulle baie maklik instap by die Here, en ons is opgewonde daaroor, en ons sê dankie vir elke een van die jeug, elke jong mens, wat dalk hierdie luister, elke mamma en papa, wat vir 'n jong mens mee gaan praat, ons kom moedig julle aan, druk in by die Here, julle maak so groot verskil, en ek het 'n skriffie, wat ek opgestel het vir die jeug, spesifiek vanoggend, en ek wil net daai skrif kom deel met ons, en hierdie skrif het op my gees geval, terwyl ek voorberei, en ek was heeltemal op 'n ander plek binne in hierdie woord, en hierdie skrif het in my gees ingeval, net om te kom sê, en te kom spreek oor die jeug, en is in Spreuke 23 vers 24,
Die vader van 'n regverdige jeug baie. Die vader van 'n regverdige juig baie. En as iemand 'n wyse verwek het, dan is hy bly oor hom. As iemand 'n wyse verwek het, dan is hy bly oor hom. En dis ons jeug vandag. Ek vertrou dat ons jeug het wat wys is, jeug het wat sien, wat instap, en jeug het wat anders dink oor die goed van die lewe as wat ons daaroor gedink het toe ons klein was. Want ons het deur generasies gekom van ver distance tussen ouers en kinders en waar ons nou baie naby is. En party van ons sukkel en werk nog daaraan, maar ons kom bid en ons kom spreek sagtheid en liefde en integriteit in die manne in die mammas in, sodat ons naby kan kom aan die kinders. En ek weet, mammas, hulle het die kind gedra vir 9 maande. Hulle is net anders geconnect aan die kinders, maar ons kom net in die dag en ons kom erken die papas en ons erken die jeug. En met dit gesê, kom ons gebruik die nagmaal, en as jy jou nagmaal elemente kan nader kry, wil ek jou herinner dat Jesus Christus het die volkome prys vir jou betaal. Jesus Christus het aan die kruis die volkome prys vir jou betaal. Hy het die houe gevat. Hy het aan 'n kruishout gaan hang, en dit was met jou in gedagte. Broer, suster, elke een wat nou met die elemente sit, elke een wat met elemente sit, wat nou luister, of het agternaas of het lewendig is, elkeen wat met elemente sit, Jesus Christus het dit beplan, het dit so bewerk, dat ek en jy vandag sit met 'n stukkie brood. En hierdie stukkie brood praat van die liggaam van Jesus Christus, wat vir my en jou gebreek is. En hierdie stukkie brood is vir my en jou gebreek, sodat ons ten volle genesing kan hê. En saam met dit kom bid ek vir elke boeta en sissa wat in hierdie oggend genesing nodig het. En ek dink sommer net aan Sampie, wat in die hospitaal lê, wat ons goed ken, vir wie ons bid, Sampie en Magriet, vir Sampie wat in die hospitaal lê, Here, en ons kom spesiaal kom bid vir hom, maar enige persoon wat seer het, wat siek is, enige persoon wat ongesteld is in hierdie oggend, Jesus Christus, hierdie brood verteenwoordig genesing, want Jesus Christus het die pyn, het die sonde van die pyn, het die oorsaak van die pyn, het die diagnose van die pyn, het elke stukkie reeds op hom geneem, sodat ek en jy in ons liggaam en in ons kop, in ons verstand, totaal en al helder en gefokus kan wees aan God. En ons weet, mense praat van siekte van ons tye, en een van die siekte van ons tye is goed wat ons verstand aanval. En ek wil in hierdie oggend kom, en ek wil daai band, daai klem, daai staalring om koppe wil ek kom afhaal in hierdie oggend, en kom sê, Here, U het U liggaam ingegee vir ons, sodat ons kan vry wees, sodat ons kan helder dink, sodat ons kan helder wees van verstand, sodat ons die woord kan verstaan, en die woord kan gaan deel met ander. En U het vir ons ten volle genesing gegee na liggaam en na siel, na liggaam en na ons verstand, en ons kom en ons staan daarop in hierdie oggend. Here, maar dan kom ons, en ons wil die druiwesap, wat die wyn of die bloed van Jesus Christus voorstel, hierdie element wil ons kom, en ons weet dat U het dit ingegee, sodat ons geregverdig kan staan voor U as God, sodat ons kan regverdigheid hê tussen ons in ons verhouding met God, sodat ons in die troonkamer van God kan ingaan met vrymoedigheid, omdat God ons sien deur die bloed van Jesus Christus. En dankie Here vir die bloed van Jesus, wat maak dat ons weergebore kan word in die familie van God in, want dis wat die bloed vir my en jou bewerk, broer en suster. En hierdie bloed kom, en ons kan hierdie bloed aan ons deurposte smeer, soos wat die Israeliete gedoen het. En hierdie is die beskerming, dit hou die een wat kom steel, slag en verwoes weg. En dankie Here dat U die bloed gegee het, sodat ons kan beskerm word, dat ons kan beskerm wees. En dankie Here dat ons hierdie bloed kan aanwend, sodat ons voorspoedig kan wees, sodat ons kan voorspoedig wees in waar ons gaan, in ons ingang en ons uitgang, en dat ons voorspoedig kan wees op ons pad. En dankie dat ons hierdie bloed kan aanwend daarvoor, en dankie dat ons in hierdie bloed kan roep, en op hierdie bloed kan staan, in ons voorspoedigheid, in ons veiligheid, in ons toevou, in ons voorsiening van U af, en ons sê vir U dankie daarvoor. En Here, soos wat ons nou hierdie elemente neem, wil ons kom ons en ons doen dit, en ons neem die liggaam van Jesus Christus gebreek tot in die dood. Jesus se bloed, gestort tot vergifnis van ons sonde, sodat ons 'n lewe kan hê in oorvloed, 'n lewe kan hê wat getuig van Jesus Christus, se goedheid, se liefde, se toevou, se genesing, se voorsiening in Jesus naam.
Here, dankie vir die voorreg, dat ons net so kan deelneem aan die heilige nagmaal, aan die sakrament van die heilige nagmaal. Dankie dat ons net by U kan kom stil word. Dankie dat ons by U kan kom stil word en by U kan kom indruk en kan sê, Here, dankie dat U ons in hierdie dag, en ons weet dis 'n wêreldse instelling, maar Here, dat ons net bonatuurlik kan vaders gedenk. Maar Here, wanneer ons aan vaders dink, is die eerste vader wat ons gedenk, die eerste vader na wie toe ons kom, die eerste vader wat ons erken as vader, is U, Here. U is ons Papa, U is ons Vader. En ons wil in hierdie dag kom en ons wil spesiale lof kom gee aan U. Ons wil kom eer gee aan U, ons hemelse Vader. Here, ons hemelse Vader. En ons kom en ons herdenk U as ons Papa. Ons herdenk U as die een wat ons herstel het in U vaderskap in. Ons sê vir U dankie. Dankie dat ons kan deel aan die sakramente van die heilige nagmaal, sodat ons weergebore kan wees binne in die voorsiening, die goedheid, die liefde, die toevou van God die Vader, die beskerming van Jesus Christus oor ons, genesing. Dankie dat ons net so kan rondom U woord kom stil wees. Here, maar nou wil ek kom bid vir die jeug. Here, dankie dat U generasies opstel, en Here, dat geen generasie U onkant vang nie, dat U weet presies wie dit is. U is tyd. U is nie in tyd nie, Here, U is tyd. En dankie dat ons dit so kan kom inbid. Kan sê, Here, dankie dat ons in hierdie dag die jeug kan kom seën met die keur van U seëninge. Here, ons kom spreek lewe oor hulle. Ons kom spreek opstanding oor hulle in die gees. Ons kom spreek voorspoed in hulle. Ons kom spreek beskerming in hulle. Here, ons kom spreek goddelike wysheid in hulle, ver bo dit wat hulle jare is, omdat hulle nog die jeug is. Here, ons kom sê vir U dankie vir elke papa, vir elke jeug wat in hierdie dag luister, saam luister. Ons kom noem hulle voor U. Ons sê vir U dankie dat ons dit net kan vier. Dankie dat ons net daaroor kan opgewonde wees, dat U vir ons papas gegee het, maar dat U vir daai papas kinders gegee het. Want as daai papas nie kinders gehad het nie, sou hulle nie papas gewees het nie. Ons sê vir U dankie daarvoor. Ons kom seën hulle met die keur van die seëninge. Here, dan wil ons kom bid vir die offergawe, elke persoon wat luister, wat U vir ons leer in die woord, elke persoon wat getrou staan by die geesbeginsels van saai en maai, by die geesbeginsels van U is die een wat alles gee, U is die gewer van elke goeie gawe, en daarom wil ons kom en nou kom terug. Here, daar is soveel mense wat dit nie verstaan nie, daar is soveel mense wat dit soveel keer hoor, maar Here, dit kom nie by hulle hart uit nie, dit kom nie by hulle doen uit nie, en Here, ons kom spreek dit in hierdie oggend, ons kom sê, Here, dankie vir elke persoon wat hierdie geesbeginsels honoreer. Dankie dat U vir ons elke ding ingee wat ons kan bestuur, en gee dat ons sal rentmeesters wees, maar Here, dat ons sal eer bring aan U geestelike wette, aan die geestelike precepts wat U opgestel het. Ons gee vir U die eer. Ons kom nou en ons kom seën hierdie offerande en ons kom bid, Here, help ons dat ons dit so sal aanwend, dit sal wees tot die uitbou van die vyfvoudige bediening. Ons gee vir U die eer, ons sê vir U dankie dat ons so kan saam bid, en ons sê amen. Amen. Ja, dis 'n voorreg om saam met jou te kan kuier, en ons sê hallo, en hallo Elisabeth, ek sien julle het bygekom, William. Dis lekker om saam met julle te kan, Wilhelm, sorry. Dis lekker om saam met julle te kan kuier in hierdie oggend, en ek het 'n woord wat ek opgestel het, en wanneer ons praat van manne en Vadersdag en praat van jeug, dan is daar 'n naam in die Bybel wat altyd opstaan as ons kom by manne. En as ons praat oor Vadersdag, dan praat ons oor 'n vader, maar ons praat ook oor 'n man. En vanoggend wil ek met jou gesels oor Dawid, 'n man na God se hart. Ek wil met jou gesels oor Dawid en so 'n bietjie 'n ander hoek inplaas rondom Dawid, want Dawid was as 'n jong man 'n man na God se hart. En daarom kan ek dit inbou saam met die jeug en met die jeug gesels rondom Dawid. En kom ons begin, en ek wil net hierdie storie opstel, en om die storie op te stel moet ek 'n paar skrifte lees, net om dit, ekskuus man, net om dit reg vir ons op te stel, het ek 'n paar skrifte wat ek wil lees, net om dit vir ons die slagordes op te stel, want ons gaan na Dawid luister, en ons weet as ons na Dawid gaan luister, gaan ons saam met Goliat staan
by die riviertjie met die Filistyne op die koppie aan die kant en die Israeliete aan hierdie kant met die riviertjie in die middelkant, die dal in die binnekant waar Dawid sy klippies op die rivier opgetel het en wat hy vir Goliat mee gaan verslaan het en ons het die voorreg gehad om daar te staan en fisies daar te wees en daar te loop waar daar in daai riviertjie en daar is presies sulke klippe en ons het klippietjies opgetel daaraan gekyk en daar gestaan. Maar om het op te stel, voor ons daar kom, het ons een of twee goed wat ek net wil saamvat, want ek wil jou in posisie plaas, Saul en Dawid. So ek wil Saul gaan opstel en jou een of twee goed van Saul wys, sodat jou een of twee goed van Dawid kan wys. En ons moet altyd onthou dat Saul was ook 'n man, was ook 'n pa, hy het ook kinders gehad en so hy was ook 'n vader. Maar Saul is nooit die persoon na wie ons verwys nie. Want Saul, anders as Dawid, Saul was nie deur God gesê dis 'n man na God se hart nie. Terwyl Dawid is gesê dis 'n man na God se hart, maar kom ons gaan lees die skrif. Ek wil vinnig deur die skrif gaan, ek gaan net so hier en daar 'n paar versies lees om tyd te spaar. 1 Samuel 9 vers 2, dis waar ons hierdie storie optel en onthou, ons kom nou net uit die rigters uit. Ons het, die Israeliete het rigters gehad, vir 350 jaar het hulle rigters gehad wat hulle gelei het, en die rigter wat die meeste van ons ken, want ons in sondagskool van hom geleer is Samson, maar daar was verskeie rigters, en die rigters is opgestel om vir die volk God se boodskap te gee, en vir 350 jaar was daar rigters gewees, en God het geglo, hy is die koning, maar die volk het besluit, ons wil 'n koning hê, en God het vir hulle 'n koning gegee, en hierdie koning se naam was Saul, en ons stel die storie op in 1 Samuel 9 vers 2, en hy het 'n seun gehad, en sy naam van Saul, 'n jong man en mooi gebou, ja, daar was onder die kinders van Israel geen mooier as hy nie. Dis nou hierdie Saul waarvan hy praat, geen mooier as hy nie, so ons neem aan, hy sou 'n persoon gewees het met invloed, want die mense kyk mos na die uiterlike, maar hier is die stukkie wat ek by jou wil los, en ek wil net hierdie stukkie plant as deel van my opstel, van sy skouers af boontoe was hy hoër as die hele volk. So, as ek nou so moet staan, en ek sê, Saul was van die skouers af boontoe hoër as die hele volk. So Saul het, as hy geloop het in die straat, op die markplein met al die Israeliete om ons, dan het hy so ver bo hulle uitgestaan. Want ek wil hê jy moet dit sien, want dit is belangrik in hierdie storie, want dit is belangrik vir my en jou om hierdie goed op te tel en verder te sien, want ek wil gaan verwys hierna. Saul was 'n man wat so hoog van skouers en kop hoër was as die gemiddelde ander persoon in die volk van Israel. En ek wil dit net opstel as deel van die skrif in hierdie oggend. Maar dan wil ek spring na vers 21 toe, en ek spring na vers 21 toe, en Saul antwoord en sê, is ek nie 'n Benjamiet uit een van die kleinste van die stamme van Israel? Saul word vertel, hy is nou koning, God stel hom aan as koning, maar wat doen Saul? Saul is 'n man met kop en skouers uitstaan bo almal, onthou, hy is 'n man wat kop en skouers uitstaan bo almal, maar hy sê nog steeds, toe hulle vir hom sê, jy moet nou die koning wees, toe sê hy, maar ek is 'n Benjamiet, uit een van die kleinste van die stamme van Israel, en my geslag, die geringste uit al die geslagte van die stam van Benjamin. So, hy kom en hy bevraagteken dit, hy bevraagteken of hy goed genoeg is, hy bevraagteken of hy die regte persoon is. Waarom spreek u dan so met my? En ek wil dit net kom opstel vir jou en vir my, wat sê, Saul was kop en skouers bo almal, maar toe hulle vir hom kom sê, jy moet die koning wees, toe het hy nog steeds gaan hey, maar ek is nie die regte ou nie, die Here het dalk nie reg gehoor nie, julle het nie reg gehoor nie. Saul sien nie wat God sien nie, hy ken sy geskiedenis, Saul weet, ek staan kop en skouers bo almal uit, maar ek weet wie ek is, ek weet wie ek gister en laasweek was, en hy bely dit eerder, as wat hy bely die toekoms wat God vir hom, want hy vra nie, maar wat is die toekoms wat God vir my het nie, hy weet wie hy is, hy weet waar hy vandaan kom, hy kom met hierdie ou storie van ons geslagte lank al is ons die minste. God deel sy begeertes met Saul, en Saul bevraagteken dit, maar God sê dan vir hom, al wat jy moet doen is, doen wat ek vir jou sê, en dan spring ons 'n end aan, en ons gaan lees
rondom hierdie Saul, en ek moet hierdie stukkie kort maak, want die woord gaan glad nie oor nie, maar ek moet dit vir jou help, die woord laat sien vanoggend, en ek moet hierdie opstel, so ek maak verskoning vir hierdie haas hierdeur. Hierdie is net stukkies wat ek wil hê ons moet ek gooi krummeltjies soos Hans en Grietjie, ek gooi krummeltjies na die regte woord toe, wat ek wil hê ons moet in hierdie oggend ontvang. Nou ons gaan lees 1 Samuel 15 vers 9 tot 11, maar Saul en die manskap het Agar gespaar. Nou God het vir hom gesê, gaan doen net wat ek vir jou sê. Ek sal vir jou sê wat om te doen, gaan doen wat ek vir jou sê, maar Saul en die manskap het Agar gespaar, en die beeste van die kleinvee, die beste van die beeste, van die kleinvee en die beeste, hulle het, anders as wat God gesê het, God het gesê, delg alles uit, slaan dit met die bandvloek, delg alles uit, maar hier kom nou, Saul en die manskappe, nie net die manskappe nie, Saul en die manskappe, het Agar gespaar, die koning, en die beste van die kleinvee en die beeste, en die naas beste en die lammers en alles wat van waarde was. Dit wou hulle nie met die bandvloek tref nie, maar al die goed wat veragtelik en vervalle was, dit het hulle met die bandvloed getref. En ek wil net hê ons moet hier sien, dat hulle skielik raak hulle materialisties. Skielik wil hulle nie dit wat die goed is, wat die beste is, met die bandvloed tref nie. Maar jy weet, hulle kom ons altyd met die ding, maar ons hou dit vir die Here. Maar ons hou dit vir die Here. 'n ander ding wat ons hier moet sien is, Saul en die manskappe het daai gehou. En klink dit nie vir ons soos die Adam en Eva storie nie. Adam en Eva storie, Adam staan by haar, die slang verlei haar, verdraai die waarheid, sy glo wat die slang, hoe hy die waarheid verdraai, en sy eet van die appel, maar Adam staan langsam, maar hy doen nie wat hy moet doen nie. Saul staan nie by sy manne, hy sien wat hulle doen, maar Saul doen nie wat God vir hom gesê het, hy moet doen nie. Dit klink vir my nogal baie soos die Adam en Eva storie. Maar dit was vir my net so gratis aangegooi. En die woord van die Here het tot Samuel gekom en gesê, nou Samuel was die profeet wat hom gaan salf het. En Samuel het tot Samuel gekom en gesê, ek het berou gekry dat ek Saul koning gemaak het. Dis nou wat die Here sê, ek het berou gekry dat ek Saul koning gemaak het, want hy het van my afvallig geword en my woorde nie uitgevoer nie. Toe het Samuel kwaad geword en die hele nag deur die Here aangeroep. En Samuel kon niks doen nie, hy die hele nag lank het hy die Here aangeroep, maar hy kon niks doen, want dit wat God gesê het, is dit wat God gesê het. En ons kan die storie verder lees, dit gaan aan dan spring ons, ek wil nader kom aan die storie, waar ons moet werklik uitkom vir die oggend, en ek weet ons tyd is min. 1 Samuel 16 vers 13, Samuel neem toe die horing met die olie en salf hom te midde van sy broers. Ons is nou by Isai se seuns, en al die seuns kom verby, en hy sê, maar daar moet nog een wees, en hulle gaan half vir Dawid waar die skape oppas, en Dawid kom, en die gees van die Here, hoor hierdie mooi stukkie, en die gees van die Here het van die dag af en verder oor Dawid vaardig geword. En Samuel het klaar gemaak en na Rama gegaan. En ek wil net sien, een van hierdie broodkrummels wat ons los vanoggend vir ons in hierdie storie, is dat die gees van die Here het vaardig oor Dawid geword. Want God het gesê, hierdie is 'n man na Dawid se hart. Maar in daai tyd wyk die gees van die Here van Saul, en 'n bose gees neem intrek in Saul in. 'n Bose gees neem intrek in Saul in, en hierdie gees torment hom, en hy vra vir sy hofleiers by hom, sê hy, maar gaan soek vir my iemand wat die siter kan speel, want ek weet, as ek die siter hoor, dan voel ek beter, en ek word so getorment deur hierdie bose geeste, dat ek wil net vir so oomblikie onder 'n siter se geklank kom, want hy soek hy na die Here, want hy weet die Here het hom verlaat, en hy gaan soek na die naasbeste wat hy self kan veroorsaak, want hy gaan nie in en terug na die Here met verootmoediging nie, hy gaan soek net iets om hom te kan tydelik help, en baie keer gaan soek manne goed wat hulle net gou vir 'n oomblikie kan help, en een van die dienaars antwoord en sê, kyk, ek het 'n seun van Isai, die Bethlehemiet, gesien wat kan speel, en hy is 'n dapper held, en 'n krygsman, en wel ter tale, en mooi gebou, en die Here is met hom, en hulle gaan haal hom, en hy kom speel die siter vir Saul. Onthou, Saul probeer vir Dawid doodmaak in daardie tyd.
Dawid kom nog steeds, hy verootmoedig hom voor die Here. Die Here sê, gaan speel en hy gaan doen. En vers 23, en net wanneer daar 'n gees van God oor Saul kom, neem Dawid die siter en speel met sy hand. Dan voel Saul verlig en word beter en die bose gees wyk van hom. En hierdie is net 'n broodkrummel wat ek weer wil los om te sê, maar Dawid het geluister na God. Dawid was 'n man na God se hart. Dawid was 'n kryger. Dawid was self 'n man. Hy was wel nie so groot so Saul nie, maar Dawid was 'n man en hy kon sy man staan. Nog steeds gaan dien hy vir Saul, ten spyte van dit wat Saul aan hom wou doen. En ons Bybelse grondslag vir vandag se woord gaan oor Dawid. En Dawid, 'n man na God se hart. En ons lees, daai stukkie lees ons in Samuel, en ons lees dit in 1 Samuel 13 vers 14. Maar nou sal jou koningskap nie bestaan nie. Die Here het vir hom 'n man na sy hart gesoek. Saul, dis nou met Saul wat hier gepraat word, maar nou sal jou koningskap nie bestaan nie. Die Here het vir hom 'n man na sy hart gesoek, en die Here het hom as vors oor sy volk aangestel, omdat jy nie gehou het by wat die Here jou beveel het nie. Hier's die boodskap aan Saul. Jou koningskap bestaan nie meer nie. God het vir hom 'n man na sy hart gaan soek. En hierdie is so 'n belangrike woord vir my en jou. Boeta, waar staan ek en jy ten opsigte van ons hart? Ten opsigte van ons hart teenoor God. Ons gaan na vers 22 toe, in Handelinge 13 vers 22 toe. En nadat hy hom afgesit het, praat hy van Saul in Handelinge 13 vers 22. En nadat hy hom afgesit het, het Dawid vir hulle verhef as koning, van wie hy ook gesê het en getuig het, ek het Dawid, die seun van Isaai gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehae sal doen. En God het 'n begeerte om 'n man na God se hart te kry, 'n man wat staan in integriteit, 'n man wat staan op God se woord, 'n man wat teen dit sal staan wat die wêreld bring, wat die wêreld gee, wat die mense sê wat die slim goeters is, 'n man wat God se woord sal uitvoer. En duidelik word dit hier vir ons gesê, en dit word herhaal vir ons in die Nuwe Testament, want dis hoe belangrik dit vir God was. Maar kom ons kyk na Dawid se lewe en die eienskappe van 'n godvreesende man. En ons gaan kyk hoe hierdie Dawid ten spyte van sy onvolmaaktheid nog steeds 'n godvreesende man bly. En ons gaan kyk na die eienskappe van 'n man na God se hart. En ek het sommer net 4 van hulle gaan uittrek, en ek kon hierdie preek 3 dae lank gemaak het en nog baie daaroor gesê het, maar ek het net 4 elemente gaan uittrek wat ek vandag by ons as manne wil los, wat ek vandag by die manne wil los, maar wat ek by die jong mense wil los. Want dit gaan oor die pad vorentoe, en hierdie woord kan net sowel vir enige iemand wees, maar dit is nou Vadersdag, so ons maak dit nou maar asof dit vir die vaders is eerstens, en dan vir al die ander, en ons maak, dis jeugdag, so ons bou die jeug binne in die woord in, geloof en vertroue in God. Dawid illustreer geloof en getroue in God, veral in die aangesig van Goliat. En ons kan dit gaan lees, en ek gaan dit nie lees vandag nie, bloot oor tyd, gaan ek dit nie lees nie, maar jy kan dit gaan lees in 1 Samuel 17, kan jy gaan sien hoe Dawid in die aangesig van Goliat hierdie gaan lees, en sy 3 oudste broers, die ouer broers van Dawid, het Saul gevolg as 'n gevegsheld. En ons lees in die woord dat Dawid se 3 oudste broers was op die gevegsfront, en hulle het Saul aangehang. Hy was vir hulle 'n gevegsheld. Onthou, hy was die koning, hy het 'n paar gevegte gewen, en hy was hierdie man wat kop en skouers bo almal uitgestaan het. So hy was vir hulle 'n geloofsheld, 'n gevegsheld. En ons gaan lees verder, stel weer die woord op, en ek vertrou dat jy by my bly. Ek weet ek spring deur die woord, maar ek vertrou dat jy by my bly, so dat ek die krummeltjies neergooi vir jou in hierdie oggend. En 1 Samuel 17 vers 24 tot 25. Maar toe al die manne van Israel die man sien, vlug hulle van hom weg, want hulle was baie bang. En hier praat hulle nou van Goliat. En Goliat het gekom, en hy daag die manne, hierdie manskappe, hierdie Saul, wat die koning is, wat kop en skouers bo die ander uitstaan, wat self 'n groot man is, maar Goliat is groter. Maar Saul is op hierdie gevegsfront, maar hy is nie in die gevegsfront nie, hy is nie op die slagveld nie, hy is deur in sy tent, hy is daar agter in sy tent. En hierdie manskappe staan daar, en hierdie 3 broers van Dawid
is daar, want hulle is deel, maar die vertel vir ons, die manne het bang geword wanneer Saul hulle kom uitdaag het. En die manne van Israel sê, het julle die man gesien wat daar opkom? Want hy kom op om Israel uit te daag, en die koning sal die man wat hom verslaan oorlaai met groot rykdom. Ook sal hy sy dogter aan hom gee en sy familie in Israel vrystel van belasting. Nou kyk, Dawid was 'n Jood. Hy het onmiddellik hierdie storie gelike toe hy sien sy familie gaan vrygestel word van, dis net, sorry, Here vergewe my, dit was net 'n ligte opmerking. Maar, onthou hoe groot was Saul? Onthou Saul was die man wat kop en skouers bo almal uitgestaan het. Maar Dawid was deur God voorberei. Dawid is voorberei deur die God van die leerskare. En ons lees daar's verskeie plekke waar jy kan lees, maar ons lees net hierdie een voorbeeld daarvan, jy kan dit verder gaan lees in 1 Samuel 17 vers 36. U dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan. Dawid wat vertel vir Saul wie hy is en hoe hy sy voorberei om hierdie geveg te kan veg, want hy lyk nie of hy hierdie soldaat is nie, dit lyk nie of hy hierdie ou is wat hy is nie, hy kom nie aan met 'n slingervel, hy is nie gepantser nie, maar Dawid sê, die dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbesmette Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het. En Dawid kom en hy kom nie en hy sien wat voor oë is nie. En Boeta, hierdie woord moet ons vandag help, dat ons nie sien wat voor oë is om ons nie, maar dat ons deur dit sal sien wie God is binne in dit, dat ons sal sien wat God se plan is vir jou en vir jou gesin, dat jy by God sal gaan indruk om te sien die uitkoms wat God vir jou wil gee in die situasie, en ek weet daar is situasies wat nie lyk asof dit ten goeie kan meewerk nie, maar God se plan vir jou familie is oorwinning, maar ek en jy moet staan. Dawid gaan voort om te sê hoe sy God hom sal help. Saul laat hom sy panser aanpas. In die storie, as jy daar verder gaan lees, jy sien, Saul laat Dawid sy panser aanpas, en hulle sê daar hierdie Goliat se spies was soos 'n wewersbalk, en 9 kg, so iets net sy spiespunt, en 50 kg sy amer, so hierdie Goliat was 'n groot ou, en daarom laat Saul Dawid sy panser aantrek. Maar onthou, Saul was hierdie man wat kop en skouers bo almal uitstaan, en nou sit hulle daai oorgroot panser op Dawid, maar dit werk nie. Maar Dawid weet dat hy God aan sy kant het, en hy het nie hierdie panser nodig nie. Dan gaan tel ons die storie verder op in vers 46, en 1 Samuel 17 vers 46, vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem, en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dawid wat vir hierdie Filistyn kon vertel wat God in gedagte vir hom het. Nie wat Dawid aan hom kan doen omdat Dawid is nie. Nie omdat Dawid hierdie geveg is nie, maar oor dit wat God kan doen. God laat Dawid se vyand die wapens na die gevegsfront dra. Dawid gaan dan na die gevegsfront toe sonder die armor, die oorpak, die gevegspak van nou daai Afrikaanse woord my heeltemal gelos, en ek weet iemand gaan my help in die chatbox met daai Afrikaanse woord, maar die oorlogskleed van Dawid is te groot, van Saul is te groot, pas nie vir Dawid nie, en hy gaan gevegsfront toe met sy slingervel en sy klippietjies, onthou, en maar God laat toe, dat Dawid se vyand al die wapens wat Dawid nodig het na die gevegsfront toe bring. Broer, hoor gou hier, kom ons leen net gou in, hoor hier, God laat toe, dat Dawid se vyand die tools vir hierdie geveg na die gevegsfront toe bring. Waar is jou geveg vandag? Waar is jou gevegsfront? Wat is dit waarmee ek en jy geveg? Want ek en jy moet daar binne gaan rondkyk. Watter tools, watter gereedskap, watter oorloggereedskap, watter wapens bring jou vyande na die gevegsfront toe? Hoor ons, want dit is 'n belangrike deel van hierdie woord vandag. Bonatuurlik laat God toe, dat Goliat, hierdie Filistyn wat so groot is, waarvoor hulle almal bang is, wat 'n 50 kg gevegskleed kan aan hê, sy armor kan aan hê, kom met 'n swaard. En ons lees in vers 51,
lees ons 1 Samuel 17 vers 51. Daarop het Dawid gehardloop en by die Filistyn gaan staan en sy swaard geneem. Dawid gaan gevegsfront toe. Dawid gaan gevegsfront toe in volle vertroue op God met 'n slingervel en 'n klip. Hy verslaan die Filistyn. Maar Dawid vat nie die goed saam wat hy nodig het om hierdie geveg klaar te maak nie. God laat toe dat Dawid se vyand die gevegsimplemente na die gevegsfront toe bring. En ek en jy moet gaan bid en binne in ons situasies gaan kyk, Here, wat is dit wat u toelaat dat my vyande saambring? Dat die vyande saam met my kom, wat teen my kom? Wat is dit wat u vir hulle gee om saam te bring? Sodat ek dit kan gebruik. En Dawid, ons lees, gaan staan en sy swaard geneem, hierdie Filistynse swaard geneem, nie Dawid se swaard nie, dit uit die skede getrek en hom van kant gemaak, en hy het daarmee sy hoof afgekap. Toe die Filistyne dit sien, dat hulle held dood was, het hulle gevlug. En dis 'n belangrike krummeltjie wat ek vanoggend vir jou wil los, een van daai rigtingwysers wat ek vir ons wil los. Ons moet werklik by die Here gaan bid met 'n nuwe aanslag in gebed. Here, wat is dit wat die slagorde teen my opgestel het? Wie is dit? Wat is hierdie wat die slagorde teen my opgestel het? Wat is binne in hierdie situasie? Wat is dit wat hulle saamgebring het na die gevegsfront toe? En ek wil jou kom bemoedig met hierdie woord en jou kom uitdaag om dit te gaan inbid in jou situasie en te gaan sien dit wat eintlik die woord vir daai amer is panser, sy panser. Sorry, niemand het vir my in die chatbox gesê nie, so die Heilige Gees het my herinner. Maar dankie vir die wat nog soek na die woord. Volgende een, bekering. So ons het gesien, ons praat van Dawid en ons praat van die geloof en vertroue in God. En ons het gepraat oor die geloof en vertroue in God. Maar die volgende ding, die volgende element van 'n man, die volgende element van 'n man na God se hart is bekering en nederigheid. Eerstens, ek moet vertrou op God. Ek moet my vertroue plaas op God. Ek moet in elke situasie gaan inbid. Maar dan moet ek bekeer. Bekering en nederigheid. Ons lees van Dawid se bekering na sy sondes en ons lees dit in Psalm 51 en ons lees van Psalm 51 vers 3. Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid, delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Vers 6. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u geregverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Dan spring ons na vers 12 toe. Skep in my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in my my binneste vaste gees. En ek en jy, Boeta, ons moet werklik en Sissa, jeug, elke persoon wat luister, ons moet werklik met verootmoediging voor die lewende God kom. En Dawid, 'n man na God se hart, maak droog. Dawid, 'n man na God se hart, en ek weet ons dink so baie Dawid is 'n man na God se hart en hy kon nie droog maak nie, maar ons weet hy droog gemaak wat ons die stories gehoor. Ons het die woord gelees. Maar Dawid kom en hy kom druk in by die Here en hy erken dat hy gefaal het. Hy erken dat hy God nodig het. Ons lees vers 13. Verwerp my nie van u aangesig nie en neem die Heilige Gees nie van my weg nie. Hy bid vir die Here dat die Heilige Gees net nie van hom weggeneem moet word nie. Ek wil die oortreders van u weer leer. En dis wat ek en jy moet doen. Wanneer ons in verootmoediging voor God gaan, is om daardie les wat ons gevat het, te vat en dit na ander toe te vat. Dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Want dit is disippelskap. Dis disippelskap en dis wat God vir jou en my in gedagte het. Die offer van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verslae hart sal u, o God, nie verag nie. En dis vir my en jou belangrik, want dit beklemtoon die nederigheid, maar dit beklemtoon God se vergifnis. Dan die volgende eienskap wat ons na wil kyk is liefde en medelee. Liefde en medelee. Dink aan Dawid se goedheid teenoor Mefiboset. 2 Samuel 9 en jy kan dit gaan lees
Ek gaan dit nie vir ons lees nie, bloot eenvoudig van tyd. Maar Mephiboset, Dawid se hart teenoor ander, word geopenbaar deur die storie van Mephiboset, Jonathan se seun, wat lam was aan albei sy voete. Dawid het hom herstel in die huis van Saul en die land wat aan Saul behoort het aan hom gegee, sowel as om hom in te neem in sy huis, sodat hy aan sy tafel kan eet, asof hy 'n seun was van sy huis. So Dawid se goedheid, Dawid se hart, Dawid se liefde en medelee. En Jonathan was vir hom soos 'n broer, en hy neem Jonathan se seun in wat lam is aan die voete, en hy herstel hom in sy posisie, en hy gee vir hom sy land, sodat sy werkers, sy span daar kan doen en werk, maar hy neem hom in, en dis wat 'n vader doen, liefde. En ek en jy moet toelaat dat ons man wees nie maak dat ons nie ons liefde kan wys nie. En ek weet daar's soveel geslagte waaruit dit gekom het, en soveel keer praat ons van hierdie geslagte het nie liefde dis verby. Ek en jy is nie daaronder nie. Ons is vry. En ons moet hierdie vryheid wys, en ons moet ons kinders leer van liefde en hulle nader trek en vir hulle lief wees. Nommer 4, die laaste ene, leierskap en verantwoordelikheid. Ons beklemtoon Dawid se leierskap eienskappe, en in Samuel 2 lees ons van vers 1 tot 3, lees ons van die volk wat Dawid erken in sy leierseienskappe, en ek gaan net een stukkie lees van dit, vers 1 en 2 gaan ek nie nou lees nie, net oor tyd. So dan al die oudstes van Israel na die koning in Hebron gekom, en koning Dawid het met hulle 'n verbond in Hebron gesluit. Voor die aangesig van die Here het hulle Dawid as koning oor Israel gesalf. En Dawid se leierskap eienskappe. Dawid staan en broer, ek wil jou aanmoedig in jou gesin. Onthou, ek en jy, ons is hierdie leiers by ons werke. Ons is hierdie leiers daar waar ons op die arbeidsveld is, daar waar ons buitekant is. Maar ek en jy, ons leierskap begin binne in ons gesin. En ek en jy moet najaag om leierskap toe te pas binne in ons eie huis. En ons moet ons gesinne aanmoedig om saam met ons tyd in die woord te spandeer. Ons lewe gejaagde lewe, maar ons moet gaan tyd maak vir gebed, vir toewyding. En ons moet gaan tyd maak om ons gesin op te dra aan die Here en saam met hulle Bybel te lees. En ons lees 'n skriffie, en ek is besig om te land. Ek weet jy het nie gedink jy gaan hierdie woord hoor vandag nie, maar ons is besig om te land. Ons maak klaar, en ek lees vir ons 'n skrif in Efesiërs 6 en in Efesiërs 6 vers 4. En vaders, moenie julle kinders vertone nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. En dit is so belangrik dat ons verstaan dat 'n pa het 'n plek in 'n huis. 'n Pa het 'n plek wanneer dit kom by die dissipline in 'n huis. Daar's 'n plek wat 'n pa moet instap in God se woord, in God se posisie in die gesin in. En dis 'n plek wat 'n ma nie kan hou nie. Dis 'n plek waar 'n ma 'n pa nodig het om te kom help. En ek en jy moet dit sien, en ons moet daar instap. En ons moet ons gesin betrek by diens by ander. Ons moet ons gesin wys dat ons liefde het vir ander, dat ons kan uitreik in ons gemeenskap. Ons moet sterk verhoudings bou, en ons moet ons kinders wys hoe om te kommunikeer. Ons moet ons kinders leer om te kommunikeer. Ja, dis nogal 'n wille, en as jou kinders dit leer, dan roep hulle 'n vergadering uit, en dan roep hulle 'n familievergadering, en dan moet jy kom sit en dan moet jy luister. En maar dis hoe dit werk, want dis waaroor dit gaan. En ek land met die eienskappe, ek vat saam vir ons die eienskappe van 'n man na God se hart waaroor ons vanoggend gepraat het. En ons gaan kyk het deur Dawid se lewe vir die manne. Maar Dawid was ook jonk toe dit gebeur het. So ons praat van die jeug wat saam met ons luister in hierdie oggend. En die eienskappe van 'n man na God se hart: geloof en vertroue in God, bekering en nederigheid. Om te kan sê ek het 'n fout gemaak, om te kan sê ek is jammer, om na jou kind toe te kan gaan en te kan sê ek is jammer. Die Here het my soveel lesse geleer deur ons dogter in daai posisie. En soveel keer moes ek net na toe gaan en vir haar sê, papa is jammer. Ek kon hier maar ja gesê het, was nie nodig dat ek nee gesê het nie. Ek kan hier maar ja sê, en dit moes my hele kop verander rondom ja en nee sê. Maar dis 'n storie vir 'n ander dag. Een van die eienskappe, liefde en medelee. Ons moet liefde hê, en ons moet onthou, ons liefde begin by ons huis. Ons liefde begin nie op die markplein nie. Ons liefde begin by ons huis. Dan vat ons dit na die markplein toe. Ons medelee begin in ons huis. Dan vat ons dit na die markplein toe. Ons kan dit nie in die markplein gaan toepas en ons kry ons vervulling in die markplein nie. Ons moet ons vervulling kry in ons eie huis eerste, en dan dra ons dit uit na die markplein toe, want hierdie gesin in ons huis
is die jeug wat ons opbou, is die volgende generasie wat ons gaan instuur in die markplein in. Laaste een, leierskap en verantwoordelikheid. En broer, ek en jy het 'n leierskap verantwoordelikheid in ons huis. Ons is koning, priester en profeet. En ons het 'n posisie om in te stap en in te gaan, want hierdie leierskap bring verantwoordelikheid. En ek wil jou kom bemoedig met hierdie woord vandag. En vir jou kom sê, Dawid was 'n man na God se hart, maar Dawid het nog steeds fout gemaak. Dawid het nog steeds goed gedoen wat Dawid nie regtig sou wou doen nie. En Dawid het nog steeds goed verkeerd gekry. Maar dit gaan vandag oor manne van geloof en integriteit. En Dawid was 'n man van geloof. En Dawid het integriteit gehad. En integriteit maak dat jy staan. En integriteit maak dat jy kan sê jy is jammer wanneer ek 'n fout gemaak het. Maar dit bring ons terug na ons geloof. Ons geloof is nie in wat ek kan doen en wie ek is nie. My geloof is in wie God die Vader is. My geloof is in wie God die Vader my sal vat in my gesin om te gaan vermag dit wat ons moet vermag. En dit was 'n voorreg om hierdie woord met jou te deel. Kom ons bid saam en ons sluit af. Here, wat 'n voorreg om net te kan stil word voor U as lewende God. Here, op hierdie besonderse dag, wat U ons die voorreg gegee het, om saam te kuier op 'n dag wat ons vaders herdenk, maar Here, op 'n dag wat ons die jeug herdenk. Wat 'n wonderlike kombinasie. En net, ons weet in U is daar geen toeval nie. Maar Here, dankie dat ons so kan kom en hierdie oggend in 'n woord kan kom bring. Dankie vir die voorbeeld van Dawid, wat as 'n jong man erken is as deur U uitgewys het as 'n man na God se hart. Here, ek kom bid vir die vaders in hierdie dag. Ons kom spreek manne van God se hart oor hulle uit. Ons kom spreek God se hart oor hulle uit. Ons kom net en ons kom sê, Here, die jeug, elke jong mens in elke gesin verteenwoordig nou, ouma, oupa, met kleinkinders. Here, ons kom spreek in daai gesinne in, papas wat kom en hulle goddelike autoriteit kom toepas, en rigting gee aan die jong mense. Kom help vir die mamas, wanneer dit by dissipline kom instap, kom liefde gee, kom lief wees vir die mamma van die kinders. Vir die kinders kom wys hoe lyk liefde aktief binne in die gesin, en nie net daar op die markplek nie. Here, maar wat kom en wat omgee vir mense om hulle, wat omgee en medelee het. Maar Here, bo alles, wat hulle self kan bekeer. As hulle 'n fout maak, kan bekeer, kan omdraai daarvan, kan sê, Here, hierdie is 'n fout. Here, ek het 'n fout gemaak. Here, in nederigheid, in voorootmoediging kom ons voor U as die lewende God. Dus kom sê vir U dankie dat U 'n gesin aan ons toevertrou het. Here, ons stel hierdie gesin op voor U, as die lewende God, as die gesin wat U vir ons ingegee het. En ons staan by hierdie gesin. Here, ons staan by hierdie gesin. Ons gaan nie toelaat dat omstandighede maak dat ons wegloop nie. Ons staan by hierdie gesin, ons gee vir U die eer. Ons sê vir U dankie, Here, ek kom en ek seën elke man, elke jong persoon onder die klank van my stem, elke vrou, elke persoon wat luister, elke geliefde van God die Vader, elke wedergebore kind van God. Kom ons fout toe in die liefde. En Here, elke persoon wat nog nie gesê het, ek wil Jesus Christus aanvaar as my verlosser en saligmaker nie, wat hierdie kan luister. Kom ons vou jou toe in die liefde van Jesus Christus, sodat die Heilige Gees in jou die naprediker van hierdie woord sal wees, dat jy sal weet dat jy moet bekeer, en dat jy Jesus Christus nodig het as jou verlosser en saligmaker. Here, ons kom eer U, ons kom sê vir U dankie, ek stuur elke persoon met die keer van die seëninge, in die liefdevolle naam van Jesus Christus. Amen. Amen. En dis 'n voorreg om met jou te kuier. Dit is 'n voorreg om saam met jou in die voorkamer te wees. En dankie vir elke persoon wat saam luister, en ek wil jou aanmoedig, as jy die woord van hou, volg ons op sosiale media, volg ons op die plekke, en gaan, manne, dankie vir julle bydrae in die koninkryk, mamas, dankie vir julle bydrae in die gesin en in die koninkryk van God, en vir elke een van julle wat besig is op die markplek om die liefde van Jesus uit te dra. Ek seën jou, ek stuur jou, gaan en wees geseënd. Totsiens.